Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 19 April 2024 en ons is besig om te gesels oor die borsharnas van geregtigheid as deel van ons gebedsprogram. En ons kyk vandag na die laaste gedeelte van die stam van Simeon en dan die steen wat binne in hierdie borsharnas van die priester was vir hierdie spesifieke stam. En ons het gekyk na verskeie insidente, ons het gekyk na Dina in Genesis 34, ons het gekyk na Simri in Numeri 25 en ons het gekyk na Josef en hierdie jaloesie wat vir Simeon opgeëet het. Ons het gesien dat Simeon gekenmerk is deur eiesinnigheid. Hy wil dinge doen soos wat hy dit wil doen en hy sal nie toelaat dat iemand hom voorskryf nie. Hy hou daarvan om die reg in sy eie hande te neem en hy het geen ontzag vir God gehad nie. En hierdie woede en uiterste wreedheid wat aangedryf word deur jaloesie, het sy lewe in totaliteit oorheers. En ek wil afsluit deur vandag net 'n bietjie te kyk na die jaloesie. Want julle, jaloesie is die enigste een van die sogenaamde 7 dodelike sondes waaruit daar geen plesier kom nie. Ons noem dit the only sin without pleasure. Daar kom geen plesier uit die feit om jaloers te wees en of gunstig te wees op iemand nie. Ek lees 'n gedeelte en ek wil vir julle aanhaal op 'n webwerf doublethings.org en ek sit vir julle die webwerf se verwysing op die slides. Hy sê envy was traditionally ranked just below pride, the deadliest of the 7 sins, and envy seems unique in its absolute inability to give us any real pleasure. Met ander woorde, ek weet nie hoekom wil 'n mens sondig deur jaloers te wees nie, want daar kom niks goed daar uit nie. Dit is nie eens lekker om jaloers te wees op iemand nie. En ek wil vandag kyk na die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15 vers 11 tot 32. En as ons praat van hierdie gelykenis, dan onthou ons almal die gierigheid van die jong seun. Ons onthou sy verkwisting, ons onthou dat hy uiteindelik sy lot in die varkhok bekla het, toe hy daar by die varke gesit het en hy gesê het, "Sjoe, ek moet huis toe gaan, ek is oortuig dat ek het 'n fout gemaak." Maar dan is daar ook 'n ouer seun, wat eers aan die einde van die gelykenis genoem word, en baie keer kom ons nie eintlik by die ouer seun uit nie, ons sien net die sonde van die jonger seun. En ek dink eintlik moes die opskrif van hierdie gelykenis gewees het, die gelykenis van die 2 verlore seuns, want dis nie net die een seun wat verlore is nie. Nou, ek wil bietjie kyk na die ouer seun. Nou, hierdie ouer seun was gevul met jaloesie teenoor sy jonger broer. Hoekom? Omdat sy vader hierdie jonger broer sonder voorbehou terug verwelkom het. En kan julle glo, dan slag hy nog wraggies vir hom die vetgemaakte kalf ook. En dit was net eens te veel. Maar weet julle, ek wil hê julle moet oplet. Hierdie ouer broer is nie jaloers en kwaad omdat die vetgemaakte kalf vir die jonger broer geslag is nie. Nee. Hy is jaloers omdat hierdie vetgemaakte kalf nie vir hom geslag is nie, maar vir sy jonger broer. Weet julle, nie eers 1000 vetgemaakte kalwers sou hierdie seun op hierdie stadium gelukkig gemaak het nie. Hy wil nie regtig die vetgemaakte kalf hê nie. Hy wil net nie hê dat die jonger broer hierdie vetgemaakte kalf moes kry nie. Sien julle wat gebeur hier? Dis nie dat hy dit wil hê nie. Hy gun dit net nie vir die jonger broer nie. En ons sien dit wanneer hierdie hele gelykenis stop met hierdie bittere uitbarsting wat hy het teenoor sy vader. Ek wil vir julle lees in Lukas 15 vers 28 tot 30. Hy sê, die ouer broer het hom liderlik vererg en wou nie ingaan nie. En sy pa het toe uitgekom en hom gesowat en gesê, want sy pa wou nog gehad het, kom in, kom vier saam met ons fees. Maar vers 29 verwoord vir ons hierdie bittere uitbarsting. Hy sê, maar hy het geantwoord, ek het al jare hard gewerk vir pa en nooit geweier om enige iets te doen wat pa my gesê het om te doen nie. Sien julle die verwyte? Hy sê, en in al daardie tyd het pa nie eers 'n bokkie vir my gegee om saam met my vriende fees te vier nie. Maar toe hierdie seun van pa
Hy sê nie toe my broer nie, hy sê toe hierdie seun van pa terugkom, nadat hy pa se geld op prostituie uitgemors het, toe vier pa fees en slag die beste kalf wat ons het. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so mooi. Sien julle die bitterheid wat uit hierdie oudste seun se hart uitkom as hy met sy pa praat, né? Ons sien dat die vader hier op die einde probeer hy om daarom die seun te herinner daaraan dat al die vetgemaakte kalwers actually al reeds aan hom behoort. Dis alles syne. Hy kan daarmee doen wat hy wil. Maar ons sien geen reaksie van hierdie ouer broer nie. Die gelykenis stop net daar. En ons lees niks verder nie. Ons lees nie dat hy jammer is of dat hy omdraai nie. Ons sien nie dat hy met hierdie bitterheid sit in sy hart. Duidelik is hier twee sondes in hierdie gelykenis. Ons sien die gierigheid van die jonger broer, maar ons sien ook die jaloesie en die afguns van die ouer broer. En nie net word die ouer broer gelaat in sy ellende van jaloesie nie, maar ons sien ook dat hy onversoen bly met sy pa. Sy bitterheid en sy afguns het 'n tragiese einde. Ja, gierigheid het dalk tot die jonger seun se vernederende einde in die varkhok gelei. Maar sy ellende was kort. Want terwyl hy daar in die varkhok gesit het, het hy onthou en hy het tot oortuiging van sy sonde gekom en hy het dit bely en hy het vergifnis van sy vader bekom. So sy ellende was vinnig en verby. Maar die afguns en die jaloesie aan die ander kant, by die ouer broer, veroorsaak 'n lang en bittere lewe vir hierdie kind. Weet jy, as ons gaan lees, dan besef ek dat gierigheid, soos wat die jonger seun gehad het, is soos 'n siekte wat vinnig versprei. En ons sien dit raak, en ons bely dit, en God kan ons genees daarvan. Maar afguns en jaloesie is soos 'n kanker wat stadig en verwoestend die hele liggaam oorneem. En hierdie afguns en jaloesie word gedryf deur ons trots en ons eie geregtigheid. En in die proses verwoes dit elke bietjie vreugde wat in jou lewe was. Dit maak jou 'n bitter mens. Gierigheid is openlik. Ons kan dit saam met ons vriende geniet, ons kan saam spandabelrig wees, ons kan saam goed koop, ons kan saam goed mors. Dis wat gierigheid doen, maar afguns en jaloesie word weggesteek. Dis nie 'n sonde wat jy graag met ander mense wil deel nie. Ek wil hê julle moet die verskil sien. Gierigheid beteken ek wil meer goed hê. Ek wil nog hê en nog hê en nog hê, maar afguns en jaloesie beteken nie ek wil alles hê nie. Dit beteken ek wil eintlik net hê jy moet minder hê. Ek wil dit nie hê nie. Ek wil net hê jy moet minder hê. Nou Simeon was 'n man van jaloesie, van woede en geweld. Maar ons lees verder dat éventueel kon God hom vryspreek en hy kon geregtigheid verkry omdat hy sy sonde bely het en sy rug daarop gedraai het. Ons sien dat as ons gaan kyk na die simbool, en ek wil afsluit met dit, wat op die wapen van Simeon is, dan sien ons die stadspoorte van Sichem. En ons sien dat hierdie Simeon alles in sy eie vermoë gedoen om hierdie stad te verwoes en oor te neem. Maar Simeon het vergeet dat God het alreeds aan Abraham beloof dat hy elke stad sal verower. En met so 'n magtige belofte van God, is dit baie belangrik dat Simeon nie hierdie geveg in sy eie krag voer nie. God sê hy sal die oorwinning gee. Dit is reeds julle sin. Maar omdat Simeon dit uit sy eie krag wou doen, was hy nie in die wil van God nie. En dit gebeur baie keer met ons ook. God gee vir ons gawes. Maar as ons hierdie gawes vir die wêreld gebruik, uit ons eie krag uit, dan kan hierdie gawe wat God vir jou gegee het tot jou vernietiging lei.
Maar as jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou hierdie gawes gebruik, dan kan jy dit tot eer van God gebruik en sal dit jou nie vernietig nie. In Simeon se geskiedenis sien ons baie duidelik hierdie twee teenoorgesteldes. Ons sien die aardsheid van Simeon met sy oorloglustige gevegseienskappe, die wreedheid, die verwoesting wat hy saai uit sy eie krag uit. En aan die ander kant sien ons die glorieryke oorwinnings wat God ons beloof as ons toelaat dat ons eie swaard neersit en dat God sy swaard, hierdie geestelike swaard van geestelike oorlogvoering in ons hand plaas. En ons toelaat om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Simeon en sy sondige natuur is niks anders as 'n vegtende wêreldling wat alles wil verwoes nie. Nou ek wil vir jou vandag sê, God help jou as jy 'n Simeon in jou huis het wat nie deur God aangeraak is nie. Maar geestelike Simeoniete, ja, hulle sal ook in allerhande wêreldse gevegte beland. Maar as hulle bereid is om hulle eie wêreldse swaard neer te lê, en as jy toelaat dat God sy swaard as deel van die wapenrusting in jou hand sit, dan, my vriend, dan eers word jy 'n instrument in die hand van God. En dan eers kan jy 'n hoë kwaliteit geveg voer in die weermag van God. Dan eers kan jy staande bly, want jy het die regte wapen in jou hand. En ons gaan later kom by die swaard, baie lesse van hier af vorentoe. Maar vir nou is dit belangrik om te besef dat jy met jou eie swaard, wat jy in jou eie krag wil veg, neerlê, sodat jy die werklike wapen kan kry. Nou die stam van Simeon het 'n groen steen, wat binne in die borsharnas van die priester was. Party vertalings verwys na 'n safier, wat ook groen was. Maar die werklike Hebreëse naam is prysen, wat eintlik beteken leek. Dis soos 'n groenkleurige steen. En hierdie ding was daar om hierdie stam van Simeon te herinner, dat as die groen gogga van jaloesie op jou kom sit, dan is selfs God se genade genoeg om jou daarvan te verlos, as jy dit net bely. Daarom sê God, trek, as jy Efesiërs 6:14 gaan lees, dan sê hy, en trek God se vryspraak as borsharnas aan. As jy vandag sukkel met jaloesie, dan is dit tyd dat jy daai vryspraak van geregtigheid aantrek. Dat jy by 'n punt kom waar jy sê, Here, maak my vry van hierdie jaloesie wat my opeet, wat my bene verdor, wat my gek maak en vir my geen vreugde gee nie. Want jaloesie bring geen geluk nie. Kom ons bid saam, Hemelse Here. Bid vandag dat U sal U Heilige Gees opdrag gee om in mense se harte te werk wat deur jaloesie opgeëet word, sodat hulle nie ook so Simeon wreedaardige, verwoedelike dinge doen, dinge waardeur hy sy eersgeboorte reg kwyt was, wat eintlik na hom toe moes gekom het nadat Reuben dit verbeur het nie. Maar hy dit ook nie kon kry nie, omdat hy so wreed was. En dat Jakob op sy sterfbed 'n vloek oor hom uitgespreek het en gesê het, ek wil niks met jou te doen hê, as gevolg van jou wreedheid en jaloesie nie. Here, ek bid vandag dat dit nie ons lot sal wees nie, maar dat ons tot inkeer sal kom en sal bely en sê, Here, verlos my van hierdie gees van jaloesie wat binne in my is en maak my vry. Gee my vreugde terug. Ons bid dit in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.